Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier as 'n kerkfamilie bymekaar te wees. Here, wat 'n voorreg om U naam saam te loof. Wat 'n voorreg, Here, om U naam te aanbid, om U te aanbid. Here, soos ons hier is vanoggend, wil ons eerstens net ons harte kom stil maak van alles daar buite. Alles van die laaste week. En Here, ons wil ons harte draai na U toe. En onsself oopmaak vir U en wat U vanoggend in ons wil doen. Here, ons wil begin deur net weer eens vir onsself te erken wie U is. Here, U is God. En ons is nie. Here, U is koning. En ons is nie. Here, U is ons verlosser. En ons kan dit nie self doen nie. Here, ons het nou gesing, ons behoort aan U. En Here, wat 'n ongelooflike konsep. Dat ons behoort aan die God wat die heelal gemaak het. En die God wat bo alles staan, bo alles sit. Wat 'n voorreg, Here. Here, ons wil vanoggend kom erken, ons is niks sonder U nie. Here, sonder U is daar vir ons geen hoop, geen verlossing. Here, sonder U is daar vir ons net duisternis en nie lig nie. Sonder U, Here, is daar vir ons nie lewe nie. Here, met dit sê ons dan ook, Here, dat U is lig en U is lewe. U is ons lig. Here, U is ons lewe. Here, ons het ook gesing vanoggend, Here, dat 'n lewe saam met U is 'n lewe van toewyding. Is 'n lewe van opoffering. Here, U verdien ons toewyding, al ons toewyding. Here, U verdien dat ons so leef dat U deur dit geëer word. U verdien die lof van ons woorde, U verdien die lof van ons aksies. U is waardig vir dit, Here. Here, ons wil ook vanoggend kom erken, Here, ons leef nie gereeld genoeg, dag na dag, altyd so nie. Here, ons wil kom erken, Here, dat ons harte dwaal. Here, ons harte dwaal na soveel goed daar buite wat ons aandag trek. Here, soveel goed daar buite wat aantreklik lyk. Here, ons wil kom erken dat ons oë dwaal. Here, dat ons in steede van onsself te verlustig in U, Here, is daar soveel ander goed wat ons onsself in verlustig. Here, ons wil kom erken dat ons denke dwaal. Here, ons plaas onsself op die troon van ons lewens. Ons maak onsself groter as wat ons is. En dan mis ons so die punt. Here, ons wil vanoggend kom erken, Here, ons sonde. As gevolg van al hierdie goed, Here, is ons maar grootendeels gebroke mense. Mense met seer, mense met pyn. Mense met vrese, Here. Terwyl die belofte van ons daar is, Here, 'n belofte van hoop, 'n belofte van vrede, 'n belofte van vreugde. Here, vanoggend vra ons dat U kom en ons sondes vergewe. Vergewe ons selfsug. Here, vergewe ons strewe na onafhanklikheid. Vergewe ons welis, ons trots. Here, daar is soveel goed wat ons kan noem, Here. Kom vergewe ons. Here, vanoggend, soos ons onsself sien, Here, wil ons draai na U toe en ons wil na U kyk. Here, en ons sien U as die een met arms oop. Dat ons wil ontvang in U koninkryk en dat ons wil ontvang in U familie in. Met so groot behoefte om ons deel te maak daarvan en terwyl ons dan daar is met so groot behoefte dat ons meer en meer vanuit daai plek uit leef. Here, ons kyk vanoggend na U en ons sien vir Jesus aan die kruis waar hy betaal vir ons sonde. Here, ons sien ook vir Jesus wat opgestaan het. Wat sonde oorwin het, wat die dood oorwin het. En waardeur ons die vermoë het, Here, om vry te kan leef van sonde. Here, daarvoor sê ons vanoggend dankie. Ons sê dankie vir U oop arms. Ons sê dankie vir U genade. Here, ons sê dankie dat U ons deel maak van U lewe.
Here, soos ons vanoggend ook gesing het, Jesus, U is ons lewe. Jesus, U is ons lewe. Here, mag daai vir ons elke dag 'n realiteit wees. Here, ons sê dankie vir daai lewe. Daai lewe in oorvloed wat gekenmerk word in U teenwoordigheid. Daai vrede wat ons nêrens anders kan kry nie. Want ons is herenig met U. Daai hoop, Here, want ons het 'n toekoms wat vas is saam met U. En ag Here, dan net weer eens daai volheid van lewe wat U vir ons gee. Here, ons gebed vanoggend is eenvoudig. Help ons. Help ons, Here, om te leef binne in U genade. Help ons, Here, om, soos ons net nou gehoor het, Here, oor daai goeie pad om te loop, daai geseënde pad om te loop. Here, help ons om in daai pad te loop. Help ons om so te leef dat ons U eer en U dien en U loof. Here, vat ons harte vanoggend, vat U woord vanoggend en vleg dit in mekaar in. Mag Here die realiteit van wat U vir ons doen en wie U vir ons is, elke dag bepaal dat ons leef vir U en U aanbid, Here, waar ons is en wat ons ook al doen. Ons begeerte is, Here, dat U naam geloof word. So ons loof U vanoggend in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons vandag uit Eksodus 39, vers 32 tot 43. Dit is die woord van God. So is al die werk aan die tabernakel, die tent van ontmoeting, afgehandel. Die Israeliete het dit gemaak, net soos die Here Moses beveel het. So het hulle dit gemaak. Hulle het toe die tabernakel na Moses geneem. Die tent met al sy toebehore, sy hakkies, sy planke, sy dwarshoute, sy staanders en sy voetstukke. Die bedekking van rooi gekleurde ramsvelle en die bedekking van sagte leer. Die voorhangsel wat dien as gordyn. Die ark met die getuienis, sy draaghoute en die versoendeksel. Die tafel met al sy toebehore en die vertoonbrode. Die menorah van suiwer goud met sy lampe. Die hele ry, al sy toebehore en die olie vir die kandelaar. Die goue altaar, die salfolie, die geurende reukwerk en die gordyn vir die ingang van die tent. Die brons altaar met sy traliewerk van brons, sy draaghoute en al sy toebehore. Die waskom en sy voetstuk. Die behangsels van die binneplein, die staanders en die voetstukke. Die gordyn vir die ingang van die binneplein, die toue en tentpenne daarvan. Al die toebehore vir die diens in die tabernakel, die tent van ontmoeting. Verder ook die geweefde klere om in die heiligdom dienswerk te doen. Dit is die heilige klere van Aaron, die priester, en die klere van sy seuns vir die priesterdiens. Net soos die Here Moses beveel het, so het die Israeliete al die werk gedoen. Moses het al die werk nagegaan, en inderdaad, hulle het dit gedoen. Soos die Here opdrag gegee het, so het hulle dit gedoen. Toe het Moses hulle geseën. Ek het vreeslik baie om te organiseer vanoggend hierso. Maar ek is dankbaar vir 'n klomp goed. Ek dink ons almal het 'n klomp goed om vir dankbaar te wees vanoggend. Ek is dankbaar vir Natasha se liefde. Ek is baie dankbaar op 'n koue wintersoggend wat so 'n bietjie nat is, dat ek nie in die Kaap bly nie. Ek dink ons kan dankbaar wees wat ons gesing het vandag, het ons nie aan onsself behoort nie, maar dat ons gekoop is met Jesus se kosbare bloed. Want dit herinner ons dat ons saak maak. Ek dink is lekker, as hy bietjie van die issue is dit beter. As ek, kom ek vra sommer, is daar enigiemand wat wil hê die klank moet harder gesit word?
enigiemand wat nie kan hoor nie. Nou dat hy, het lyk my is 'n bietjie hard in sekere hoeke. Het lyk my aan daai kant in die vleuel is dit 'n klein bietjie hard. Agter lyk dit my is goed en die ding val weer af. Okay, anyway. Daar's nog 'n ding waarvoor ons kan dankbaar wees. Ons kan dankbaar wees vir Moses. Moses het ons 'n guns gedoen om vir ons 'n opsomming te gee van hoofstuk 36 tot 39. So ek weet nie of julle gesien het nie. Ek het hier ingesit dat vers ons het net die einde gelees. Ons kyk vanoggend na hoofstuk 36 tot 39. Maar ons het net hoofstuk 39 vers 32 tot 43 gelees. Hier val die ding alweer af. Anyway. Julle moet maar net julle hand opsteek as hy afval en ek nie agterkom nie en julle nie kan hoor nie. Maar so het vir ons opgesom, hoofstuk 36 is in vers 33 tot 34 en dan hoofstuk 37 en 35 tot ensovoorts. So julle sal sien die hoofstukke is opsommings. En so ons het 'n opsommingkie want hy is besig om 'n groter punt te maak vanoggend. Hy is besig om 'n spesifieke punt te maak en ons gaan vinnig kyk na die hele storie eintlik om vandag se punt te verstaan. En so ek gaan bid dat die Here ons vanoggend genadig sal wees, soos wat ons saam na sy woord kyk, dat ons kan verstaan wat die punt is wat hy vanoggend vir ons wil maak. Soos wat ons saam dink oor wat God met Israel se werk gedoen het, die manier waarop hulle gewerk het. En so kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir vanoggend. Ons dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees as die mense. Ons is bewus daarvan dat ons afhanklik is van u genade, Vader. Ons is afhanklik van u genade om ons te lei, om ons wys te maak, om ons deel van u mense te maak en om ons harte na u toe te draai, sodat ons vir u kan werk. En so Vader, ons bid dat u vanoggend teenoor ons genadig sal wees. Help ons om die waarheid van u goedheid raak te sien en verander ons asseblief deur u genade. Verander die manier waarop ons werk en wandel, sodat dit vir u aanneemlik kan wees en sodat dit vir die mense rondom ons 'n seën kan wees en vir onsself ook 'n seën kan wees. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, 'n verhaal word vertel van 'n man wat 'n reisiger wat verby 'n steengroef gestap het en wat klipkappers teëgekom het. En die reisiger het vir die eerste klipkapper gevra, "Wat doen jy?" En die klipkapper het gesê, "Ek," soos wat hy sweet van sy voorkop afgevee het, hy gesê, "Ek kap klippe. Dit is sieldodende werk." En die man was 'n klein bietjie geïrriteerd. Die reisiger het verder gestap en het by 'n tweede man gekom en het vir die tweede man gevra, "Wat doen jy?" En hy het gesê, sonder om op te kyk, het hy gesê, "Ek verdien geld om my gesin te onderhou. Sonder hierdie werk sterf ons van die honger." En die reisiger het aanbeweeg en hy het by 'n derde man gekom en hy het vir die derde man gevra, "Wat doen jy?" Die derde man se oë het geglinster, soos wat hy 'n rou rots gekap het met 'n swaar hamer. En hy het gesê, "Ek bou 'n kathedraal tot eer van die allerheiligste God." En so al drie mans doen presies dieselfde werk. Hulle gebruik presies dieselfde toerusting. Hulle is op presies dieselfde plek. Hulle doen dieselfde ding. Hulle sweet op dieselfde manier. Hulle hande is ewe seer. Maar vir die een is dit onder dwang. Hy voel hy moet dit doen. Vir die tweede een is dit selfbehoud. Hy voel as hy nie voorsien nie, dan is alles verniet of nutteloos. Die derde man verstaan werk. Hy besef hy het 'n geleentheid om God te dien in die manier waarop hy sy energie gebruik. En so vir hom is sy werk deel van sy aanbidding. Werk gaan nooit net oor wat ons doen nie. Werk gaan altyd oor vir wie ons dit doen en waarvoor ons dit doen. Dit gaan nie net oor wat ons doen nie, dit gaan oor waarvoor ons dit doen. Die argitek Antoni Gaudi was soos hierdie derde man. Hy is 'n baie besonderse ou gewees. Hy het sy hele lewe gewy aan die ontwerp van die Sagrada Familia in Barcelona. Hier is 'n foto wat vir ons wys hoe dit lyk. Dus weer eens is dit baie moeilik om
die grootheid daarvan te kan verstaan, deur bloot na 'n foto te kyk, maar ek dink mense kry 'n idee. Om in te zoom op die voordeur, net om vir julle 'n idee te gee van die detail van die ontwerp. Kyk na die hoeveelheid detail wat in die voordeur ingegaan het. En as ons aan die binnekant kyk, dan lyk dit so. Die binnekant, en dan as ons opkyk na bo, dan lyk dit so. Dit is 'n argitektoniese meesterstuk. Dit is regtig indrukwekkend. Die Gaudi se ambisie en sy kreatiwiteit is ver bo wat ek kan dink of droom. Dit is regtig ongelooflik. Maar die vraag is, hoekom? Hoekom sal iemand so iets doen? Hoekom sal iemand so iets aanpak? Gaudi het gesê, die Sagrada de Familia is 'n Bybel in steen. So dit was sy beweegrede. Hy het dit gedoen sodat enige iemand wat of hulle nou kan lees of nie kan lees nie, of nie kan skryf nie, kan verstaan wat God gedoen het in die evangelie. Dit was sy doel. Die boutydperk van die Sagrada was 144 jaar en dit is toevallig 2 weke terug klaargemaak. Presies 100 jaar na Gaudi se dood. Gaudi het dikwels, hy was die argitek, hy was die ontwerper, maar hy het dikwels met sy hande self in die stof gewerk. Hy het self klippe gekap en vir hom as 'n diepgelowige man was daai handeling om daar te gaan werk in die stof was vir hom deel van sy gebedslewe. Om so te kap op die klippe was 'n fisiese gebed vir hom gewees. Hy was 'n ware kathedraalbouer. Sy hart was om God se heerlikheid in sy handewerk aan mense te kommunikeer. Hy wou graag gehad het, mense moet God se heerlikheid beleef in die werk wat hy doen. In Eksodus 36 tot 39, ons teks vir vandag, sien ons Israel is ook 'n volk van arbeiders. Hulle is 'n groep mense wat werk. 'n paar hoofstukke vroeër in hoofstuk 32 het ons gesien hoe hulle gewerk het, maar hoe hulle werk verkeerd was. In 32 het hulle goud gebring en hulle het 'n afgod gemaak. Hulle het 'n goue kalf gemaak om te aanbid. Nou in Eksodus 36 tot 39 sien ons hulle doen 'n baie soortgelyke ding. Hulle bring weer hulle goud, hulle ambagsmanne is weer ywerig besig, hulle smelt weer die goud en hulle vorm weer iets. Maar hierdie keer is die eindresultaat nie dieselfde nie. Die eindresultaat is nie 'n afgod nie. Die eindresultaat is 'n tabernakel. Iets waar God in sy teenwoordigheid, sy heilige teenwoordigheid tussen sy mense kan woon. Iets het gebeur met die volk van 32 tot 36. En wat met hulle gebeur het, is hulle het God se genade ontvang en besef. God se genade het hulle verander van afgodsbouers na kathedraalbouers vir sy heerlikheid. Die groot waarheid van hierdie gedeelte is, God se genade maak ons nie passief nie. Dit maak dat ons anderster werk. Dit maak dat ons die manier waarop ons werk anderster is. Ons gaan van afgodsdiens of selfbehoud of blote oorlewing na aanbidding toe. Dit help ons om hierdie skuif te verstaan as ons die konsep van werk in Hebreëus verstaan. Die woord vir werk of die woord avoda in Hebreëus is 'n woord wat vertaal word in 4 verskillende woorde. So jy kan avoda vertaal as werk, of jy kan dit vertaal as arbeid, of jy kan dit vertaal as diens, of wie is die grootte? Jy kan avoda vertaal as aanbidding. En so die konsep van werk of arbeid of diens is dieselfde as die konsep van aanbidding in 'n Hebreëse manier van dink. En so as ons terugkyk in die geskiedenis van Israel, dan was hulle avoda in Egipte was onder dwang en vir Farao. So dat hulle self gegee vir Farao en hulle het dit gedoen op 'n manier wat hulle net wou oorleef. So hulle avoda was vir Farao gegee, hulle werk. Hulle het vir Farao gewerk. Maar met die Eksodus, soos wat hulle vrygemaak is, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, dit is baie jare terug wat ons daar was in Eksodus. Maar God het vir Farao gesê, laat my mense gaan, dat hulle vir my kan avoda. Onthou julle dit? Laat my mense gaan, dat hulle vir my kan werk en my kan aanbid, dat hulle vir my kan avoda. Die twee is een, hulle is vrygemaak
om God te aanbid en te dien. By die goue kalf het dit skeef geloop. Hulle het God op 'n verkeerde manier geavoda. Hulle was desperaat. Moses was bo by God gewees en hulle moes lank wag en hulle avoda was verdraai gewees. Hulle het dit verander van wat God gesê het na wat hulle gedink het sal werk. En hulle handewerk, hulle avoda het afgodsdiens geword. En so dit is belangrik om die volgorde van genade hier te verstaan. In Eksodus 36 werk hulle nie om genade te kry nie. Hulle werk omdat hulle reeds genade ontvang het. Hulle werk nie om jammer te sê vir die goue kalf nie. In hoofstuk 33 en 34 het God reeds vir hulle gesê, ek sê julle vergewe, ek sal my verbond met julle hernie. En vir daai konsep om by hulle tuis te bring, het Johan het laasweek vir ons so mooi verduidelik. Hulle is vergewe, en so, hulle gaan nie uit en gaan werk nie, hulle rus eers. Genade maak dat hulle kan rus in God. So dat verlede week het God vir hulle gesê, rus eers, en dan kan hulle begin werk. Want God het hulle vergewe, en so hulle hoef nie te werk om vergewe te word nie. God bou nie sy koninkryk met uitgebrande slawe nie. God werk met mense wat rus in genade, en hy gee vir hulle geleentheid om te gaan werk, om te gaan avoda. Die tabernakel is nie die vrug van, of is nie die rede hoekom hulle genade gekry het nie. Die tabernakel is die vrug van genade, nie die voorwaarde daarvoor nie. In Eksodus 36 tot 39 is dit 'n logiese vloei. Ons het nou ongelukkig nie gelees nie, hopelik het van ons dit by die huis gelees, of julle kan dit na die tyd gaan lees. Maar daar's 'n logiese en sistematiese vloei van hoofstuk 36 tot 39. In hoofstuk 36 maak hulle die tent. Hulle maak die tent met sy gordyne en sy bedekkings. En ek sal nou, Pieter gaan ook net gou terug na die tabernakel toe. So, hulle maak in 36 maak hulle die tent self, in 37 maak hulle die meubels binne, so hulle maak die ark daar heel bo, en die ander meubels, die goue tafel, die wierookaltaar en die lampstander. Dan in hoofstuk 38 maak hulle die voorhof. So hierdie gedeelte, hulle maak die gordyne hier buite om, hulle maak die ark en hulle maak die wasbak. Of die bronswas kom vir reiniging. En dan in hoofstuk 39, die eerste gedeelte, maak hulle die priesterklere. En so dan in die gedeelte wat vir ons gelees het, is die werk dan nou afgehandel, en hulle bring dit vir Moses. Moses inspekteer die werk, en hy sien dat dit gemaak is presies soos wat die Here gesê het, en dan seën hy hulle. En so, wat ons vandag wil sien, soos wat ons na hierdie teks saam kyk, of hierdie gedeelte van die Bybel saam kyk, is ons wil sien hoe genade mense se avoda verander het, sodat hulle nou God kan verheerlik in die manier waarop hulle werk. En ons gaan daarna kyk spesifiek deur te kyk na hulle motief, hulle metode en hulle doel. So genade verander ons motief vir werk. En dit was laasweek baie opsigtelik hoe hulle motief verander het, hoe hulle harte verander het, Israel se harte verander het as gevolg van genade. Ons sien in hoofstuk 36 hoe die mense se harte radikaal vrygewig geword het. In hoofstuk 36 vers 5 sê hulle, die mense bring veel meer as wat nodig is vir diens. Dis wat die vakmanne vir Moses sê. En Moses sê dan vir die volk, stop nou, dis genoeg. Wat 'n verstommende gedagte. Hulle is mense wat in Egipte gewerk het en wat met swepe geslaan is om hulle werk te doen. Hulle avoda is met swepe uit hulle uitgekry. Nou is hulle harte heeltemal anderster. Hulle moet gestop word omdat hulle so dankbaar is vir genade en omdat hulle dan heeltemal te veel bring. En met die goue kalf insident was hulle werk in desperaatheid. Hulle werk was, ons weet nie wat om te doen nie. Ons voel uit beheer uit, want Moses is weg en ons is hier in die woestyn en so kom ons maak iets vir onsself. En so hulle arbeid was desperaat. Dit was nie uit 'n plek van genade uit nie. In Eksodus 35 en 36 het genade hulle harte verander, sodat hulle harte nou gewillig was en dat hulle het uit opgewondenheid gewerk. En so Eksodus 35 vers 21 sê, elkeen wie sy hart om daartoe gebring het,
En elkeen wie se gees om daartoe aangespoor het gekom. En hulle het vir die Here 'n wydingsgeskenk gebring. Ons sien nie die veranderde harte in die goudsmede se hande, wat hulle met hulle hande doen. Die goudsmede het met die goue kalf, het hulle oorhaastig gewerk, hulle het vinnig gewerk, hulle was desperaat. Hier in hoofstuk 37 sien ons hoe hulle die goud in dun plate inslaan. So hulle vat die goud en hulle hamer rustig die goud in 'n dun plaat in, sodat hulle die ark kan oortrek met die dun plaat. Dis 'n radikale verandering. Dis radikaal anderster as om skielik vir jouself vir God te probeer bou met jou hande. Dis nou 'n rustige gehamering wat iets skep waartoe die Here hulle geroep het. Hulle is nie meer haastig om 'n uitkoms te kry nie. Hulle is nie meer desperaat nie. Hulle werk is nou hulle aanbidding, want hulle doen nou waartoe God hulle geroep het. Hulle kan stadig en noukeurig werk, want die werk self is bevredigend. Die werk is bevredigend, want hulle doen dit vir God. Kan jy sien hoe dit anderste is? Ek dink ons is dikwels baie blind vir hoe ons wêreld ons gejaagd maak. Ons is gejaagd. Ons werk vinnig. En ons werk om klaar te kry, want daar's 'n uitkoms. Dis 'n onmiddellike, ons soek onmiddellike uitkomste. Ons is mense winste verskuldig, of daar's 'n gejaagdheid in ons. Maar as ons werk ons af wat daar is, soos wat dit vir Israel was, dan is ons werk waardig. Ons werk is ons diens aan God, en so ons kan rustig wees. Ons hoef nie desperaat te wees nie. Ons is nie soos mense wat 'n goue kalf bou. Ons werk red ons nie. Ons werk is vir God. Hulle genade het hulle rustig gemaak, want hulle het vir God gedoen. Van 'n genade jy hart penetreer, dan verander dit die manier waarop jy werk. Jy kan wag op God vir uitkomste. Jy kan wag op God vir uitkomste. Jy hoef nie eie uitkomste te genereer nie. Jy hoef eenvoudig getrou te wees tot in die laaste detail van dit waartoe God jou geroep het. Vir Israel het hulle hamerhoue, het 'n ritmiese aanbidding van God geword. Hulle paniekbevangheid was weg gewees. Hulle was kalm, hulle was dankbaar, hulle was aanbidders. Die hamergekap van die goue meubels het gesê, God het ons vergewe. Hierdie goud wat God vir ons gegee het, behoort aan hom. En is ons voorreg om vir hom 'n huis hier by ons te kan kom bou. Daar's vrede en rus in jou hart wanneer jy God se genade verstaan. En dan is jou daaglikse take vir God. Dit is nie meer 'n sieldodende klipkapper nie. Dit is nou 'n kathedraalbouer. As ons as mense die evangelie verstaan, dan verander die manier waarop ons dag vir dag werk. Ons werk maak nie meer van ons slawe nie, en dit is nie 'n vorm van afgodsdiens nie. Romeine 2 praat Paulus met mense wat probeer om hulle geregtigheid te bewys deur goed genoeg te wees. Hulle werk probeer hulle te bewys dat hulle is waardig. Hulle dink, en eintlik is hulle in Romeine 2 is hulle gelowige mense wat probeer wys dat hulle gelowige werk is goed genoeg vir God om hulle te aanvaar. En dan sê hy vir hulle in vers 4 van Romeine 2 sê hy, of verag jy die rykdom van sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld? En besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie? So met ander woorde, wat Paulus vir hulle sê is, God se goedheid en genade is die enigste ding wat jou werk vir my aanvaarbaar kan maak. Ons moet rus in God se genade, nie in ons eie werk nie. God se genade transformeer ons werk. Ons werk nie om goed genoeg vir God te wees nie. Ons werk as reaksie op God se goedheid teenoor ons. En so, wat is jou motief vir werk? As ons motief bloot net dwang is of selfbehoud is, dan word ons werk baie vinnig sieldodend. Maar as ons motief vir werk genade is, dan besef ons het 'n geleentheid om God te verheerlik. Ons het 'n geleentheid om goed te doen, want God gee ons die voorreg.
Genade verander die manier waarop ons werk toe gaan in die oggend van ek moet gaan werk vandag, na God gee my die geleentheid om iets goeds te gaan doen vanoggend. Nou, dit mag wees dat as jy nie 'n Christen is, dan sê jy, maar my werk is waardig. Dit wat ek doen is van waarde. En die antwoord is ja, dit kan wees. Dit kan baie definitief wees dat jy God kan ontken in sy wêreld en tog is jou werk van waarde vir die samelewing. Dit is hoe God ons gemaak het. So God het ons in sy beeld gemaak. Hy het ons gemaak om te werk en goed te wees en wêreld oor die wêreld te heers en orde te bring en 'n blessing te wees vir die mense rondom ons. En so of jy God erken of nie erken nie, maak maar net dit plaas maar net jou werk op 'n verskillende plek. As jy nie glo dat God vir jou goed is, as jy nie aan God glo nie, dan kan jou werk nog steeds waarde inhou vir die mense rondom jou. Maar dan is jou werk waarskynlik jou God. Dit is die ding waar jy jou waardigheid bewys. Dit is die ding waar jy vir jouself voorsien. En so jy het 'n goue kalf. Jy het in alle waarskynlikheid 'n goue kalf. En so ja, jou werk is waardig, maar as jou motief nie verander het nie, as genade nie jou motief verander het nie, dan is jou werk, dan is jy waarskynlik nog besig om 'n goue kalf te maak. Okay. Genade tweedens verander ons metode van werk. In hoofstuk 37, 38 en 39 is dit 'n lang lys van detail. Daar's geweldige detail in dit. En so ek gaan vir ons net 'n smaakie gee. In 37 vers 1 tot 3 sê Basileel het die ark van doringhout gemaak, 2,5 el lank, 1,5 el breed. Hy het dit met suiwer goud oorgetrek en vir die ark 4 goue ringe en 4 goue pote gegiet. En so daar's geweldige detail. En die frase wat herhaal is elke laaste klein dingetjie is tot in die laaste detail gedoen soos wat God gesê is. En so ek gaan ons 'n paar versies net lees, net om die gevoel te kry van die refrein wat herhaal, soos die Here aan Moses beveel het. Eksodus 36 vers 1. Dit is gemaak net soos die Here beveel het. 38 vers 22. Het alles gemaak soos die Here Moses beveel het. 39 vers 1. Gemaak soos die Here Moses beveel het. Ensovoorts. En so hoekom is dit so belangrik? Hoekom is dit so belangrik dat hulle alles gemaak het? Hulle metode was een van gehoorsaamheid. Hoekom is dit so belangrik? Met die goue kalf was dit interessant geweest. Ek weet nie of julle onthou nie. Eksodus 32 vers 4 sê, Aaron het vir hulle gesê terwyl Moses op die berg was, het hy vir hulle gesê, hierdie goue kalf, dit is jou God wat jou uit Egipte uitgelei het. Nou dink vir 'n oomblik daaroor. Die probleem is nie dat hulle nie God wou aanbid nie. Die probleem is dat hulle God wou aanbid op hulle eie manier. Op 'n manier wat hulle in beheer stel. Op 'n tasbare manier, nie 'n afhanklike manier nie. En so die gebrokenheid van hulle avoda was die metode was gebaseer op hulle eie werk. Hulle het gewerk op hulle eie manier. Hulle wou nie gehoorsaam wees en presies hoe God gesê het hulle moet doen nie. En so genade verander hier Israel se metode van werk om presies te doen dit wat die Here vir hulle gesê het. Om tot in die laaste detail gehoorsaam te wees. Hulle buig nou die knie voor God se bloudruk. Hulle gee om vir die fynste besonderhede. En hulle doen dit soos wat God gesê het hulle moet. Hier is 'n voorbeeld uit Eksodus 39 vers 3. Hulle het die goud in dun plate uitgeklop en daarvan draadjies gesny om dit in pers, purperrooi en karmosynrooi wol en fyn linne in te werk met die kundigheid van 'n vakman. Kan jy jouself verbeel hoeveel geduld dit verg om 'n stuk goud heeltemal plat te slaan en dan te sny in klein garingkies in? Wat 'n geweldige energie, detail, fokus vat dit. Hulle het nie gesê, weet jy wat, hierdie stukkie garing gaan agter in die allerheiligste wees. Niemand gaan ooit daar kom. Dit kan maar skeef wees nie. Hulle het met totale sorg gewerk, want genade het hulle harte aangeraak. Hulle is verander. Genade het hulle metode verander na absolute integriteit toe.
elke laaste dingetjie is gesny en gedoen, net soos wat God vir hulle gevra het. Nou in ons eie konteks, dink ek, ons uitdaging in ons metode van werk is nie noodwendig hoe hard ons werk nie. Ek dink ons kultuur het 'n positiewe element en dit laat ons is bereid baie keer om hard te werk. Ons kultuur werk hard. Ek dink ons uitdaging is ons sensitiwiteit vir dit waartoe God ons roep. Ek dink ons is baie keer is dit vir ons moeilik om goed te doen op die manier waarop God ons vra. Ek dink dit is vir ons 'n uitdaging om God te verheerlik in die manier waarop ons werk. En so genade moet ons metode verander na een van absolute sensitiwiteit vir gehoorsaamheid in dit waartoe God ons roep. En so byvoorbeeld, vir 'n ingenieur lyk dit so, radikale integriteit. Jesus het vir ons gesê, ons moet ons naaste lief hê soos onsself, en so vir 'n ingenieur beteken dit jou spesifikasies en jou veiligheidsstandaarde moet absoluut korrek wees. Ons spaar nie tyd nie, ons jaag nie vir 'n deadline nie, ons probeer nie om geld te spaar en om hierdie vereistes te kom nie. 'n Foutiewe struktuur kan lewens kos. En so jou tegniese akkuraatheid is jou liefde vir jou naaste. Dit is hoe jy jou avoda op 'n manier doen wat God verheerlik. Jy doen wat Jesus vir jou gesê het, jy is lief vir jou naaste. Vir 'n rekenmeester beteken dit absolute waarheid. Jesus het gesê, ons moet die waarheid praat. En so, die boeke wat ons doen, moet die waarheid weerspieël. Absolute waarheid. Ons kan nie die syfers aanpas, maak nie saak wat wie sê, om 'n spesifieke uitkoms te vertoon wat nie die waarheid is nie. Beteken ook vir rekenmeester finansiële geregtigheid. En so, jou avoda vereis van jou om mense billik te betaal, betyds te betaal, om seker te maak kontrakte is regverdig en bevoordeel nie net die rykes nie en onderdruk die armes nie. Ek weet dit plaas baie druk op mense wat nie noodwendig voel hulle het daai besluitnemingsvermoë nie. Maar ek dink dit is wat Jesus van ons verwag. Vir die onderwyser beteken dit ons doen nie net 'n werk nie, ons vorm lewens. Jesus het gesê, Jesus het uitgereik na die in die samelewing wat ander misgekyk het. En so as onderwysers sien ons die raak wat ander nie raak sien nie. Ons vat ekstra moeite met die kinders wat sukkel, met die rebelse kinders, met die kinders wat uit stikkende huise uitkom. Ons hanteer almal regverdig, maar dit beteken ons het wysheid nodig. Ons is afhanklik van God se genade om ons wysheid te gee, want om almal regverdig te hanteer beteken nie noodwendig ons hanteer almal dieselfde nie. Klink soos eierskap, nee. Die woorde wat ons gebruik, hierdie is ook eierskap, die woorde wat ons gebruik kan nie kinders afbreek nie, moet kinders opbou. En die vakke wat ons onderrig is nie al wat ons by hulle wil laat tuisbring nie. Ons wil karakter by hulle tuisbring. En die manier waarop ons karakter is, ons wil vergifnis, geduld en emosionele beheer aan hulle kommunikeer in die manier waarop ons optree. En so, genade verander die metode waarop ons werk. En ons is afhanklik deurlopend van genade om hierdie te kan doen. Vir ons om sensitief te wees vir dit waartoe God ons roep in ons elke dag se werk, vir ons avoda om aanbidding te wees, moet God by ons wees. God moet ons help. God help ons om ons verantwoordelikhede na te kom. Derdens, genade verander die doel van ons werk. Derdens en laastens. Eksodus 39 vers 32 bereik die hele proses 'n klimaks. Eksodus 39 vers 32 is die eerste versie op die teks wat vir ons geprint is. Sê, so dan is al die werk van die tabernakel van die tent van samekoms voltooi. Die werk is afgehandel. Moses is die bouinspekteur, hy gaan kyk na die projek, hy kyk na die detail, hy kyk na die tent, hy kyk na die meubels, hy kyk na die voorhof, hy kyk na die pale, hy kyk na alles. En hy sê, vers 43, toe sien Moses al die werk op en kyk, hulle het dit gedoen soos die Here beveel het en Moses het hulle geseën.
Ek hoop die idee van werk wat gedoen is, en Moses wat 'n seën uitspreek oor dit, oor die mense, lui so half 'n klokkie by ons. Nadat God die wêreld gemaak het, het hy die mens gemaak, en hy het na die werk van sy hande gekyk, en hy het gesê, dit is goed, dit is baie goed, en hy het dit geseën, hy het die mense geseën. Genesis 21 vers 28 sê, hier is die seën wat hy oor die mense uitgespreek het. Wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Die mensewerk was van die begin af bedoel om saam met God gedoen te word en as deel van 'n aanbidding vir God gedoen te word. En ons sien nie hoe die geseënde lewe lyk. Die geseënde lewe is een van getroue gehoorsaamheid en afhanklikheid van God se teenwoordigheid, en dit is 'n lewe wat vrug dra. Hulle is geseën om vrug te dra, om 'n seën te wees vir die rondom hulle. Die uiteindelike doel van die tabernakel was nie om 'n baie indrukwekkende tent in die woestyn te hê nie. Die doel was, wat ons volgende week by sal uitkom, in hoofstuk 40, is God se teenwoordigheid wat neerdal in die tent. En so, die hele doel van die hele oefening is God by sy mense. As ons terugkyk, en ons dink oor die doel van, hoe hulle doel verander het, en hoe genade hulle doel verander het, dan sien ons, in Egipte het hulle gewerk vir oorlewing. Met die goue kalf het hulle gewerk vir beheer, uit desperaatheid uit. Nou, met die tabernakel het hulle gewerk om by God te wees, om 'n God se teenwoordigheid te wees, om God se seën te kan geniet, en saam met hom te kan werk. Genade het verander hoe hulle werk, van oorlewing of uit vrees uit, of vir selfbehoud, na om by God te wees, en God te kan dien. En verander 'n seën te wees. Dit is baie interessant, nee. Daar was ouens wat die tabernakel gebou het. Die volk het al hulle goed gebring, die volk was daar, maar daar was spesifieke ouens, Basaleel en Oliab. Hulle was die ouens wat so verskriklik fyn en versigtig gewerk het. En wie's geseën? Almal. Hulle was getrou en almal is geseën. Hulle daaglikse arbeid het 'n ruimte geskep waar almal God se teenwoordigheid kon geniet het. En so ons werk skep 'n ruimte waar almal rondom ons God se teenwoordigheid kan geniet. Israel het op die harde manier geleer dat die geseënde lewe is nie onafhanklikheid nie, is nie bloedsweet nie, is nie vals sekuriteit by 'n goue kalf nie. Die geseënde lewe is om in gehoorsaamheid by God te woon en te werk. Ons het vroeër David vir ons Psalm 1 gelees. Ek gaan dit weer vir ons lees. Die geseënde lewe word beskryf in Psalm 1. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, maar wat die vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom wat geplant is langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. Om die wet mymerend te prewel beteken, so mymerend is om diep daaroor te dink, te prewel is om dit amper soos op te sê, om te prewel is om te praat, en so, jy dink baie diep, wat is dit wat God wil hê van my in hierdie situasie? En jy sê vir jouself, dit is wat God wil hê van my in hierdie situasie. En dan is jy gehoorsaam daaraan. En dan dra jou lewe vrug. Dit is die geseënde lewe. Gehoorsaamheid in God se teenwoordigheid is die geseënde lewe wat vrug dra, ongeag van omstandighede. Sien, jou wortels is diep. Jou wortels is baie diep en ryk in genade. En daarom dra jou boom vrug. Dit is die vreugdevolle lewe. Dit is die lewe wat betekenis het. Vriende, die tabernakel was 'n prentjie. Dit was 'n skadu van 'n realiteit wat ons in Jesus vind. David het ook hierdie gesê. Johannes 1 vers 14 sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Letterlik, Jesus het sy tabernakel onder ons kom opslaan. In die persoon van Jesus het God by ons kom woon. En as ons dink oor Jesus se afbodal,
Hoe het Jesus se lewe gelyk? Hoe het sy werk en sy aanbidding gelyk? Jesus se grootste deel van sy werk was hy 'n skrynwerker. Hy het stoele gemaak en tafels gemaak. Hy het stoele gemaak en ek is redelik seker sy sensitiwiteit vir sy Vader se wil vir sy lewe het hom in liefdesstoele laat maak wat gehou het. Hy het goeie stoele gemaak wat waarskynlik oorgeerf is in die volgende generasie in. Hy het tafels gemaak waarby mense kon sit en kuier, mekaar kon lief hê en lekker saam eet. Jesus se lewe was een van sensitiwiteit vir sy Vader se wil en dit beteken hy het sy werk goed gedoen, maar hy het sy werk vir sy Vader gedoen. Daai lewe van sensitiwiteit en liefde is die basis van ons verlossing. Besef julle dit? Besef julle dat Jesus is kruis toe en hy het aan die kruis het daai lewe vir ons getel. Daai lewe van gehoorsaamheid en liefde, eenvoudige gehoorsaamheid en liefde het vir ons getel. En ons gebroke afword, ons werk wat baie keer vir onsself is of vir ons eie verheerliking is of wat baie gereeld die koers mis. Ons afword wat baie keer, daar's 'n klomp maniere wat ons afword daar skeef is, ek gaan nie daarop ingaan nie. Maar ons gebroke afword het hy op homself geneem. En God het hom gestraf vir dit. God het vir Jesus gestraf vir ons gebroke afword en sy perfekte lewe het vir ons getel en daarom kan ons nou in God se teenwoordigheid wees. Die Heilige Gees kan nou binne in ons kom woon. Ons is nou heilig, ons is kosbaar, ons is afgesonder vir God, as gevolg van wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Sy gehoorsaamheid, sy absolute gehoorsaamheid het gelei tot seën vir ons. Dit is die genade wat ons ontvang het. Dit is die genade wat ons transformeer. Dit is die genade wat ons afword in aanbidding verander. Ek sluit vir ons af. Die ware wonder van Eksodus 36 tot 39 is nie die great, en ek bedoel dit eintlik actually, die amazing tent wat daar gebou is nie. Dis nie die wonder van Eksodus 36 tot 39. Die wonder van Eksodus 36 tot 39 is hoe genade mense transformeer. Hoe dit ons verander. Dieselfde mense wat 'n afgod aanbid het, 'n paar weke terug, het nou vrygewige harte om vir God hulle tyd, hulle geld, hulle goud, alles te gee. Alles wat hulle doen is nou tot eer van die Here. Want hulle wil God se teenwoordigheid by hulle hê, want dit is hoe 'n geseënde lewe lyk. Antoni Gaudi het hierdie baie goed verstaan. Met sy bou van die Sagrada Familia het hy lankal besef, hy gaan nie die einde sien nie. Hy het geweet, hy gaan nie die einde van hierdie meeste stuk sien nie. Maar vir hom was dit genoeg om deel te wees van dit wat God besig is om te bou. Vir hom was dit genoeg om te sien hoe God verheerlik word in iets waarna hy betrokke is, vir hom om alles te gee vir dit. Dit is 'n verstommende manier van dink. Mense het hom gevra, hoekom vat jy so lank daarbo op die toring? Hoekom is jy so besig met die detail? Niemand gaan dit ooit sien nie. Hy het gesê die engele sien dit. Verstaan, hy het geweet, God weet waar sy hart is, soos wat hy dit doen, en hy wil God verheerlik deur sy werk. Hy was 'n gelowige man, en hy is 'n goeie voorbeeld vir ons. Gaudi se werk was sy aanbidding. Dit het vir hom groot vreugde gebring, maar dit was 'n groot seën vir die mense rondom hom. 100 jaar na sy dood kan ons nog steeds praat oor, kyk daai man wat daai ding gebou het, ken vir God. En wil graag hê, ons moet God se heerlikheid sien in sy hande werk. Nou ek en jy gaan nie die voorreg hê waarskynlik om 'n fisiese kathedraal in Barcelona te bou nie, ons gaan nie. Party van ons mag dalk, ek weet nie. Maar ons het 'n geleentheid om 'n kathedraal te bou. Ons het 'n geleentheid om dit wat ons doen, soos wat die Gees ons in staat stel, soos wat God ons seën om 'n seën vir ander te wees, kan ons skool, die skool waar ons werk, die skoolbanke waar ons staan, is die kathedraal waar ons God se heerlikheid vir ander gee. Soos wat ons gehoorsaam is tot in die kleinste detail van dit waartoe God ons roep.
hierdie mag dalk moeilik wees om te glo. Die rekenaarstelsel wat ons kodeer, ek weet nie of mense nog self kodeer nie, maar soos wat ons getrou is in die manier waarop ons AI gebruik om te code, is ons besig om 'n kathedraal te wees. Ons is besig om God se teenwoordigheid vir ander mense 'n seën te wees. God stel ons in staat om 'n seën te wees vir ander. Dieselfde vir jou kliënte, vir sakeondernemings, vir die manier waarop ons werk. Ons het die geleentheid vir ons werk om God se teenwoordigheid te manifesteer en 'n seën te wees vir almal rondom ons. En so, môreoggend, as ons werk toe gaan, moet die vraag nie vir onsself wees wat ons onsself vra, gaan jy hard werk vandag nie. Die vraag wat ons onsself moet vra, is, vir wie gaan ons werk vandag? Vir wie is ons avoda? As ons motief genade is, God is goed vir ons, hy gee ons die geleentheid, hy gee vir ons lewe, ons het 'n nuwe dag, ons is vrygekoop. As ons motief genade is ons avoda op 'n baie beter plek. As ons metode gehoorsaamheid is ons avoda op 'n baie beter plek. As ons doel van ons werk is om God se teenwoordigheid te manifesteer en 'n seën te wees, dan is ons avoda aanbidding. Dan is ons op 'n goeie plek. Ek gaan vir ons afsluit met gebed. Ek gaan vra dat God ons sal help om ons metode, ons motief, ons metode en die doel van ons werk te verander deur sy genade. Kom ons bid saam. Vader, ons besef dat ons baie keer in 'n gebroke manier na U toe kom en dag vir dag, elke dag eintlik maar op gebroke maniere werk. Ons harte is 'n gesukkel om nie vir ons eie glorie te werk nie, om nie vir ons eie geregtigheid te werk nie, om nie vir ons eie selfbehou te werk nie. Baie kere is werk vir ons 'n afgod, en dit is afgodsdiens. Vader, en so ons wil vir U dankie sê dat Jesus reeds die prys betaal het vir ons gebroke avoda. Dankie dat ons elke dag opnuut weer vir U kan sê, help my vandag om getrou te wees. Vergewe my vir die kere wat ek nie getrou is nie, maar help my om getrou te wees in die manier waarop ek my energie vandag spandeer. Help my om sensitief te wees vir die dinge waartoe U my roep. Help my om te onthou, hoe lyk liefde in my omstandighede? Hoe lyk waarheid in my omstandighede? Hoe lyk getrouheid in my omstandighede? En Vader, help ons om soos wat ons werk, energie te kry uit die idee dat ons dit vir U doen. Help ons om ambisie te kry en kreatiwiteit te kry, omdat ons dit vir U doen. En omdat dit wat ons vir U doen, vir die mense rondom ons 'n seën kan wees. En so Vader, ons dankie vir die voorreg. Ons sê jammer vir die kere wat ons kortval, en ons prys U vir die genade wat ons in Jesus het. En ons vra dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen.